Hi julle, welkom hier by Spirit in Life. En ek en my vrou is op pad na 'n seminar toe, saam met 10. Maar ons praat oor om die Here te prys. Nou in 2 Kronieke 20 lees ons van Josafat, koning Josafat. En wat gebeur het, daar het 'n klomp weermagte teen hom opgetrek, 'n groot mag. En die Bybel sê hy was bang. En die hele Judea en Jerusalem was bang. En hy roep toe 'n vasdag uit en hy kry almal bymekaar en hulle roep na die Here. En hulle sê, Here, help my. Nou sê Hebreërs 11 vers 6, hy sê sonder geloof is dit onmoontlik om God te behaag. Hy sê en as jy na God toe gaan, moet jy glo dat hy is. Hy is die God van Abraham, Isak en Jakob. Hy is. En dat hy antwoord, hy is 'n beloner. As ek na die Here toe gaan, sê Here, help my asseblief, dat God help. En dis wat mooi is, Josafat het dit gedoen. Die laaste tyd, toe ons met 'n krisis gesit en die hele tyd het ek net gebid en sê, Here, help my asseblief. Here, help my asseblief. Here, help ons asseblief. En dan help die Here ons. Ek kan sien God se hand, hoe die Here ons help. Vandag kan ek sien elke ding wat die Here ons mee gehelp het. Maar terwyl hulle besig is om te bid, toe gee die Here 'n woord. En 'n Leviet begin profeteer. En die Here sê, moenie bang wees nie, trek op en sien dat ek julle gaan help. Trek op en sien dat die geveg is myne. Trek op, julle moet optrek. Moenie weghardloop nie, moenie bang wees nie, moenie in benoudheid wees nie, trek op. En die volgende dag toe hulle moet optrek, toe besluit koning Josafat en sê, as die Here sê dis nie my geveg nie, dan gaan ons nie veg nie. En hy sit die musikante heel voor. God het nie gesê hy moet dit doen nie. Hy doen dit uit 'n geloofsoogpunt. Hy doen dit omdat God met hom gepraat het. So baie keer sê mense, ek glo God, ek vertrou die Here, maar wat doen jy? Hy doen en hy begin die Here prys. En dan sê die Bybel, die oomblik toe hulle God begin aanbid, juis die oomblik toe hulle die Here loof en prys, die musikante, het daar 'n geweldige teen die vyand, 'n geweldige ding teen die vyand gebeur en hulle het mekaar uitgewis en daar het verwarring tussen hulle gebring. Nou moet jy besef, die oomblik wanneer jy God loof en prys, kom daar verwarring met die vyand. En is dit nie so nie? Dis nie net een moeilikheid nie. Die moeilikheid kom so in stelle van 2, 3, 4 wat hulle kom. En jy weet nie van watter kant af, wat moet jy nou doen nie? Dan vra ek jou die raad. Ek vra jou, gee jou die raad. Gaan na die Here toe en sê, Here, help my asseblief. En nommer 2, begin die Here loof en prys. Dis die enigste ding wat jy kan doen. Dit help jou met jou kop, dat jou kop nie mal raak nie, dat jy fokus op die Here, dat jy God glo en jy begin die Here te vertrou. En terwyl jy die Here aanbid, vertrou ek en glo ek, God gaan jou antwoord. Kyk uit daarna, dat God jou gaan antwoord. Dankie dat jy die Here loof en prys en dat jy na hom soek. Jy's kind van die Here, gaan na die Here, hy wil hê jy moet hom vra vir hulp, nie dom wees en hom nie vra nie. Gaan vra hom en loof hom, prys hom. Dankie dat jy luister, jy's 'n great blessing.